Goeiemôre, goeiemôre. Maar kom ek bid vir ons en dan gaan ons in die woord van die Here duik. Dan gaan ons aan met ons reeks. Here, dankie vir u goedheid, dankie vir u liefde, dankie dat u 'n God is wat getrou is. Dankie dat ons in die naam van Jesus so by mekaar kan wees. Dat ons u kan aanbid en kan sing. Dat ons u woord kan bestudeer. Dat ons kan bid vir mekaar. Dat ons kan leer by mekaar. Dankie vir u kerk. En so ek kom vra, Here, dat u vandag sal kom en deur die Gees u vinger op dinge sal lê in ons lewe. Dat u vir ons sal help om te sien soos wat u sien. Dat ons wonderlike dinge in u woord sal sien. Dat u die skille van ons oë sal afmaak om te sien dit wat u sien en dit wat u wil hê moet verander in ons lewe. En gee vir ons die geloof om te doen dit wat u vra. Dankie dat u genade genoeg is vir ons. En so seën vir ons, Here, soos wat ons hier bymekaar is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is in ons reeks wat ons noem briewe vir die kerk. En in hierdie reeks het ons eintlik gekyk na Openbaring 1, waar Johannes hierdie openbaring het van Jesus. En dan sê Jesus vir hom, hy moet 7 briewe skryf vir 7 kerke in hierdie omgewing. En ons kyk in hierdie reeks, kyk ons na hierdie 7 briewe wat Jesus geskryf het vir sy kerke. En die hart agter dit, die rede hoekom Jesus hierdie briewe skryf, eerstens vir die ouens wat sterk staan, is sodat hulle sal aanhou goeie getuie sal wees binne in hulle wêreld, en vir die ouens wat nie sterk staan nie en wat dinge verkeerd doen, sodat hulle die verandering kan weer, sodat hulle goeie getuienis kan lewer binne in hulle wêreld. En weer eens hierdie tema van elkeen is 'n boodskap. Elkeen wat in Jesus is 'n gestuurde. Jesus sê, gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. En hy stuur elkeen en daarom wil hy hê dat hierdie mense in sy kerk ook op 'n spesifieke manier leef. En hierdie briewe neem 'n sekere formaat aan elke keer. Elke keer begin Jesus en hy adresseer dit aan 'n spesifieke gemeente. Daar is hierdie 7 gemeentes wie hy skryf en dit is eintlik soos 'n posroete. Johannes sit hier op Patmos eiland wat hy as gevolg van die feit dat hy 'n boodskapper is en die woord van God verkondig en getuigheid van Jesus is hy verban Patmos toe. En dan is dit hier wat hy gebeur en dan sit hierdie posroete waar hierdie 7 briewe eintlik vandaan kom. En elke keer adresseer Jesus dit aan iemand en dan is daar 'n eienskap van Jesus gewoon eintlik uit Openbaring 1, wat hy sê, hier is wie ek is, en dis elke keer presies van toepassing oor wat aangaan binne in daai kerk. En dan sal Jesus vir 5 van hierdie 7 kerke sê, hier's 'n paar dinge wat julle reg doen, en vir 5 van hierdie 7 kerke sê, hier's klomp goed wat julle nie reg doen nie, en dan gee hy, hier's wat julle moet doen as gevolg van dit. Hier's die aksie wat julle moet neem. En dan is daar altyd 'n belofte gekoppel, en ook aan die einde is daar altyd sê, ek skryf hierdie vir die gemeentes. Met ander woorde, hier's beginsels vir almal. En dit sluit ook ons as gemeente in. En as jy in Christus is jy deel van die kerk van Jesus, so dit sluit ook in vir jou persoonlike lewe. En ons moet dit bly evalueer aan ons eie lewe, wat Jesus vir hierdie kerke sê, en wat die aanpassings ons moet maak, is wat hy gee. So ons het gekyk na Efese, ons het gekyk na Smyrna, ons het gekyk na Pergamum, en vandag kom ons by Thyatira. Nou, dalk die grootste ding was soos, hoe moet jy die naam uitspreek? So jy noem dit dalk Thyatira, maar die naaste aan Grieks is Thyatira. So, either way, ek gaan verskillende woorde gebruik, dalk hang of, dis dieselfde plek. Okay, so, dis hierdie klein dorpie, dit is die langste brief wat geskryf word aan die kleinste dorpie, wat omtrent so 70 kilometer suidoos lê van Pergamum, waarna ons laas week gekyk het. Hierdie was 'n militêre dorpie gewees, maar binne in hierdie dorpie was daar allerlei verskillende handel wat gebeur het, belangrike handel, veral in linne en in wol en gekleurde produkte het hier gebeur. Ons het lees van Lydia in Handelinge 16, wat 'n handelaar was in perswol. En sy kom van hierdie stad af. En sy hoor Paulus hulle se prediking en kom tot bekering en sy word 'n belangrike persoon in die kerk in die eerste eeu eintlik. En so, daar was al hierdie verskillende handel wat gebeur het, en dan vir al hierdie handel was daar al hierdie gildes, of as soos in ons terme dalk meer soos vakbonde. So elke tipe handel het sy eie vakbond gehad, sy eie gilde gehad, en as jy aan hierdie gilde behoort het, dan kon jy besigheid doen binne in hierdie stad. Maar saam met hierdie gilde wat jy behoort het, spesifiek hierso, omdat daar nie noodwendig baie tempels en dinge hier was nie, het hulle 'n afgod gehad wat gekoppel was aan elke gilde.
En elke gilde het sy eie feesvieringe gehad vir hierdie God en daar was allerlei aktiwiteite wat gebeur het en dan was daar verskillende afgodsdiens wat daar gebeur het of daar's kos geëet wat aan afgode toegewy is en daar was ook baie keer was daar seksuele onreinheid binne in hierdie. En dit is die konteks van hierdie wat Jesus hierdie brief skryf. Nou hier's 'n woordjie en die tema van hierdie hele ding is hierdie Griekse woordjie porneia. Nou, hierdie is soos daai laai wat in jou huis is. Almal van ons het so laai in jou huis. Hy kan nie netjies bly nie, want die hoeveelheid goedjies wat daar binne is, en die gereeld daal jy daai goeders uit. Jy het so laai in jou kombuis, alles word daarin gegooi wat nie 'n ander plek het nie, en jy krap daar, of as iemand sê, kort dit, dan sê, kyk in daai laai. Nou, hierdie woordjie is daai laai vir al die tipe seksuele onreinheid en sondes wat jy kry in die Bybel. Wat buite die manier is hoe God dit definieer. Wat buite God se prentjie is van dit. En sy prentjie spesifiek van dit is dat dit in 'n huwelik moet wees tussen man en vrou soos hy dit geskaap het. Enigiets buite sy grense, buite sy prentjie val in hierdie de mekaar laai. En weer eens, dis vir mense wat getroud is, nie binnekort gaan trou nie of wat getroud was. As gevolg van die ene is dalk dood of ons skei en nou is ons nie meer getroud nie. Nee, dis net vir wie getroud is en enigiets buite dit val in hierdie land. Nou weer eens ek het sê, ek gaan nie in detail in hierdie gaan nie, maar jy gaan gereeld hierdie woordjies sit. Ek gaan net daai woord daar sit. Want daar's sekere woorde wat hy sê en dan gaan ek net daai woordjie sê en dan weet jy, dis waaroor dit gaan en dan gaan ek verder oor dit sê nie. Maar dis by verre die fokus van hierdie brief om te sê luister, hier is sekere dinge wat hier aangaan. En so die brief begin so. Skryf ook aan die boodskapper en ek sê die woord daar is engel, party vertaal dit as leraar en weer eens dit gaan oor hier is iets bonatuurlik hier, dis meer as net 'n leraar of 'n kerk. Skryf aan die boodskapper van die gemeente in Thyatira. En dan begin dit so, dit sê die seun van God en ek moet 'n oomblik daar stop. Hierdie is die enigste plek in Openbaring waar hierdie titel van Jesus voorkom. Dit is nie 'n herhaling van iets in hoofstuk 1 nie. Die res van die vers is 'n herhaling van hoofstuk 1 vers 14 en 15. So daar's 'n klomp verduidelikings wat gegee word hoekom dit dalk seun van God is. In hoofstuk 1 vers 13 wat gekoppel word aan die res van wat in hierdie vers sê word, praat dit van die seun van die mens. So baie ouens dink dat dalk is dit net 'n ander tipe verwysing of is dalk net anders te gestel en dis hoekom dit seun van God is. Ander ouens sê omdat daar sulke groot ooreenkomste is tussen Daniël en Openbaring en die visioene in Daniël en in Openbaring, miskien verwys dit na die seun van die mens wat aan Daniël verskyn het in hoofstuk 10 van Daniël en in sy grootheid en in sy glorie. Anders sê miskien wys dit na die toe Sadrag, Mesach en Abednego in die vuur oond gegooi is. En almal sien buite dat hulle loop in die vuur rond, maar daar's 'n vierde wese wat by hulle is. En baie vertalings praat van 'n seun van 'n God. En so baie ouens sê dis dalk dit, want Jesus wil sy kerk beskerm binne in hierdie. En ander ouens sê dit is dalk 'n verwysing na een van die afgode wat hy aanbid is, soos Apollos gewees. En hy is genoem die seun van die God Zeus. Maar die verduideliking waarmee ek dink ek saamstem deur al hierdie verduidelikings is dat dit is die titel van die Messias. En die hele tema van hierdie brief is dat daar is 'n regter wat optree en dit is die reg van die Messias. En aan die einde van hierdie brief is daar 'n aanhaling van Psalm 2 wat 'n messiaanse psalm is wat gaan oor die Messias wat kom. En die tema binne in Psalm 2 ook is ook regter wat oordeel oor die nasies wat verkeerd is. En so ek dink wat hier gebeur is dat ons wil net duidelik maak dat hierdie is die Messias wat praat. Hy is die eintlike een beheer. Hy is die een wat kan sê hoe dinge moet wees en wat reg en wat verkeerd is. En dan is dit die verder beskrywing wat 'n aanhaling is van vers 14 en 15 hoofstuk 1. Hoe hy geskryf word. Wat oë het soos vlammende vuur en voete soos gloeiende koper. Party vertalings praat van brons. En brons weer eens is 'n mengsel van koper en tin of sink. En ons meer koper in dit so, maak nie saak hoe daai vertaling nou gelyk nie. Maar as Jesus homself so voordoen en sê luister, hier's wie ek is. Ek het oë wat vlam soos vuur en koper wat geregtigheid uitloop en ek is die seun van God. Then you better buckle up want hy wil iets duidelik maak. En jy moet luister wat hy sê. En die hele tema van hierdie brief het te doen met daai porneia. En hy sê luister, ek wil sekere dinge. Nou, ek wil 'n konsep by jou los. In die 1950s
het hulle 'n konsep ontwikkel, die Johari venster. En die doel daarvan was om mense meer selfbewus te maak van wat aangaan in hulle lewe en ook sodat jy beter kommunikasie en al hierdie goeders kan hê. En die deel wat hulle verduidelik is, daar sekere dele in jou lewe wat bekend is aan jou en bekend is aan mense. Jy sien, jy weet dit en hulle weet dit van jou. Jy tree op 'n sekere manier op en hulle sien dit. Dis baie duidelik. Dan is daar sekere dele dis jou blinde kolle. Dis nie bekend aan jou nie, maar dis bekend aan ander mense. Die gedagte rondom sit, kan hy nie sien hy doen dit nie. Kan hy nie hoor hy praat so nie. Kan hy nie die mannerisme sien nie. Dis daai blinde kolle. En ons het ander mense nodig wat vir ons terugvoer gee. So luister, ek dink jy besef dit nie, maar jy doen hierdie of hierdie is wat doen. Dis hoekom jy in jou kar het jy blinde kolle. Daar's areas as jy daar inry dan kan daar gevaar wees as jy dit nie sien nie. Maar dan is daar dele in jou lewe wat bekend is aan jou, maar dis onbekend aan mense. En hulle noem dit baie keer die fasade wat jy voorhou. Dis hierdie dinge van almal dink jy's eintlik fine en alles is baie mooi en so, maar daar's eintlik aan die agterkant is daar sekere dinge. En dan is daar natuurlik dele wat onbekend is aan jou en onbekend is aan ander mense. Nou natuurlik, as dit kom by God, die een met die oë van vlammende vuur wat alles sien. Natuurlik sien hy alles wat bekend is aan jou en bekend is aan ander mense. Natuurlik weet hy wat jou blinde kolle is. Natuurlik weet hy ook wat is die dinge wat jy versteek, die dinge wat jy nie bekend maak nie, maar wat jy weet. En hier's allerlei dinge wat hier inval. Van is dinge wat jy nie wil hê mense moet sien nie. Dis dinge wat jy nie wil hê mense moet weet nie. Dis gewoonlik waar jy lieg oor sekere goeters. Dis al daai verskillende goeters wat daar is. Omdat jy iets fout gedoen het, omdat jy skaam is, omdat jy skuldig voel, of jy sal sê, wat's fout? Nee, niks is fout nie. Nee, daar's eintlik iets fout. God weet al daai goeters. Maar dan meer, is dat daar sekere dinge wat aan jou en ander mense onbekend is, maar nie aan hom onbekend is nie. En hy weet wat die potensiaal in jou is. Hy kan sien hoe Petrus, 'n visserman, die eerste ou kan wees wat kan spreek en 'n kerk kan begin. Dis hy wat kan sien in Gideon, wat homself sien as die minste volgens ander mense en hulle familie die minste en God sien hier is 'n krygsman wat iets kan doen. Dis hy wat kan sien wat is die potensiaal in jou en wat hy in en deur jou kan doen wat jy nie eers kan bedink nie. Dat Moses wat hakel, dat hy die grootste leier kan word. En meer as dit, kan hy sien waantoe hy met jou op pad is en hy kan ook sien wat lê voor indien jy die pad bly stap wat jy nou stap. En al hierdie aspekte vind ons in hierdie brief wat Jesus skryf vir hierdie kerk. En dan gaan dit vir jou so uitlig en weer eens is om te bepaal waar lê ek, want hierdie onderste deel is Jesus se fokus in hierdie brief, dat daar's dinge wat versteek is, daar's dinge wat onbekend is en daar's sekere dinge wat selfs blinde kolle is, maar hy is die een wat alles sien. Niks is vir hom onduidelik nie, niks is vir hom deurmekaar nie, niks is vir hom versteek nie. Dan sê hy, ek ken jou dade, want ek weet alles. En hy noem 5 goedes so, ek ken jou dade en liefde en geloof en diens en volharding. Hierdie is die goeders wat aan jou bekend is en hierdie is die goeders wat aan almal om julle bekend is. Dis al hierdie eksterne dinge wat julle doen. Dis al hierdie wonderlike dinge wat julle in die naam van Jesus doen. En ek weet ook hierdie dat jou latere dade die eerstes oortref. Met ander woorde, hoe jy begin het teenoor waar jy nou is, doen jy dit al hoe meer. En dis ook 'n terugverwysing na die kerk in Efese wat goed begin het, maar dit al hoe swakker geword het. Hulle is die teenoorgestelde van hierdie. En hy sê luister, die manier hoe julle die Christelike lewe uitleef, word al hoe beter. En almal daar in julle omgewing kan julle liefde sien en kan julle dade sien en sien die diens wat julle gee en hoe julle dien en die volharding wat daar is. Ons sien hoe julle kerk toe gaan. Ons sien hoe julle ergens op 'n vernotespan dien en julle gawes en talente gebruik. Ons sien hoe julle liefde in die dorp duidelik bekend maak. En mense sê, "Wow, dis amazing." En dis al hoe groter en die invloed is al hoe groter en dis al hoe mooier. Well done, dis so great. Maar ek hou dit in jou dat jy die vrou Isebel net laat begaan. Sy wat haarself 'n profetes noem en my diensknegte leer en verlei om te porneia en om afgodsoffers te eet. So Jesus sê luister, hier's 'n klomp goeders wat baie bekend is. Maar hier's 'n paar dinge wat ek sien. En party van julle in die kerk sien dit en julle sê luister ons gaan wegbly van dit. Party van julle laat dit net toe en party van julle neem deel aan dit. Dis wat op die ou in die brief gaan uitkom. En hy sê, wat hier besig is om te gebeur, is, laat my dink aan wat gebeur het in die Ou Testament. Nou weer eens, hierdie profetes, ons weet nie presies, of was haar naam Isebel nie,
En of was dit net dat sy in die gees van Isebel gees het? In die Ou Testament, in Konings, is daar verwysing na Agab en Isebel. Hierdie is twee van die mees goddelose mense in die Bybel. Dis half dit word baie keer na hulle verwys as ons wil sê hoe sleg dit is. Dis gewoonlik nie name wat jy oorweeg wanneer jy swanger is en kind naam gee nie. Jy dink nie aan Agab nie, jy dink nie aan Isebel nie. Want as gevolg van die assosiasie wat met hulle gepaard gaan. Agab was 'n koning van Israel, die noordelike koninkryk gewees, en hy het getrou met Isebel, en sy het hom verlei om Baal te begin aanbid, en soos die leier maak, so gaan die volk, sy het dit reg gekry dat deur haar invloed deur hom, het die hele volk eintlik vir Baal begin aanbid. En dit was hierdie egbreek wat gebeur het tussen God en sy volk. Dis in die tyd van Elia. En dis juist in daai tyd wat hy sê, okay, ons gaan na hierdie berg toe gaan en ons gaan vuur uit die hemel uitroep. En dan maak hy 'n klomp van haar Baal profete dood wat goeie vriende met haar was en saam met haar geëet het en alles. En dan wil sy juist vir Elia doodmaak oor wat hy gedoen het. En wat Jesus sê is, wat in hierdie kerk gebeur op dieselfde manier wat hier gebeur het. Daar is hierdie profetes wat ingekom het, en profesie is 'n gawe wat baie hoë aansien gehad het, veral in die Eerste Testament. En ouens met die regte gawe van profesie het baie keer deel geraak van die leierskap, saam met die apostels en die evangeliste en die leiers of die pastore en die leermeesters. En so sy het ingekom met hierdie gawe van profesie, en sy het deel geraak van leierskap, maar sy het valshede begin leer vir die mense. En hulle het begin in 'n striktrap en hulle begin dinge doen wat teen die wil van God is. Sy het invloed gekry en niemand het iets aan dit gedoen nie. Sien, die ding wat Jesus skryf is dat julle het haar laat begaan. Hy skryf nie soseer oor alles wat sy geleer het nie. Nou wat sy geleer het heel moontlik was dat jy kan tot bekering kom en jou hart vir Jesus gee en daarna kan jy leef soos jy wil en jy kan met jou liggaam doen wat jy wil. En heel moontlik in hierdie konteks het sy gesê, dis nie so sleg as jy deelneem aan hierdie feeste binne in hierdie gilde nie, want ek weet dit maak omdat julle nie deel kan neem aan hierdie feeste van hierdie gilde nie, word julle ekonomies bietjie uitgestoot, maar dis nie so sleg as julle deelneem aan dit nie. Julle weet tog dis afgod, dit is nie eintlik rarig nie en jy kan eintlik leef, jy kan net weer om vergifnis vra. En eintlik wat hier gebeur is dat die Christene begin lyk presies soos die mense wat in die wêreldstelsel is. En daar's geen onderskeiding tussen die mense van God en die mense van die wêreld nie. Later in Openbaring word hierdie wêreldstelsel Babylon genoem en kom God se oordeel oor Babylon en sê my kerk moet uit hierdie uitkom. En hy sê julle laat haar net begaan. Julle duld dit net, julle laat dit net toe. En in ons konteks, watter sondes duld jy of laat jy net begaan in jou lewe? Wat is die dinge wat jy doen? Wat is die dinge wat jy versteek? Niemand anders sien dit dalk nie. Maar dit het net oukei geword om dit te doen. Jy weet dis verkeerd, jy weet dis teen die wil van God, maar jy laat dit net toe. Sien, hier's ouens wat in hierdie kerk was, wat geweet het, dit wat sy leer is nie reg nie, maar hulle het net sê, okay, ons gaan nie teen hom gaan nie, hy is in leierskap, ons gaan nie iets sê oor dit nie. En hy sê, ek het 'n probleem daarmee, julle duld dit, julle laat dit begaan, en julle weet dis verkeerd. En wanneer by ons konteks kom, is daar dinge in ons lewe wat ons maar net toelaat. Of ons net, en hier's wat ons moet besef as dit kom by sonde. Sonde is nie net sekere iets wat jy doen wat verkeerd is nie. Nee, dit is 'n pad wat jy stap. En daai pad lei na 'n spesifieke bestemming toe. En daai bestemming is gemors. En daai bestemming is dood. En dood in verhoudings, dood in jou geestelike gesondheid. Allerlei aspekte lei dit. Lei selfs na fisiese siekte toe. Elke pad het 'n eindbestemming. En die leuen van die duiwel is soos net een keer, niemand sal weet nie, dis fyn. En God sê, ek weet, en ek sien ook die pad waantoe dit gaan lei, en die gemors wat dit in jou familie, en in jou huwelik, en in jou lewe, en in jou besigheid gaan inbring. En dit begin dat jy dit net duld. Jy sê teen dit nie, maar dit is net daar. Jy maak dit nie dood nie, jy woes dit nie uit nie, jy trek nie die wortel van hierdie onkruid uit nie, jy bestuur dit maar net, in die konteks. In Kolossense 3, dan skryf Paulus die volgende, hy sê, hy praat hier omdat julle nuwe mense is, dan sê hy, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak. Julle moet dit nie duld nie, julle moet dit doodmaak. Julle moet sê, wel, ek is maar net 'n mens nie. Hy sê, julle moet hierdie dinge doodmaak, wat nog deel van julle lewe is. En die eerste lys wat hy gee, is dinge wat niemand anders kan sien nie. Dis dinge hier binne. Porneia, onreinheid, welis, die Engels is lust, slegte begeertes en gierigheid. Die liefde vir geld, vir meer en meer en meer. Nie geld nie, die liefde vir geld.
wat hy sê is afgoderry. So dis die eerste lys wat hy gee. Soos luister, hierdie dinge moet julle doodmaak. Niemand anders sien dalk dat dis wat aangaan in jou kop en waarmee jy besig is nie, maar God sien dit. En hierdie is dinge van julle aardslewe, julle moet dit doodmaak. Dan sê hy, deur sulke dinge kom die straf van God. En dis presies wat gaan gebeur binne in hierdie kerk, wat Jesus sê, ek gaan my straf bring, as julle nie verander nie. Oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is, wat hulle nie bekeer van hierdie dinge nie, wat nie wegdraai van hierdie dinge nie, wat nie in lyn leef met sy begeerte nie. Hy sê, vroeër het julle ook aan hierdie dinge meegedoen toe julle nog daarin geleef het. Vroeër, omdat julle toe nog nie by Jesus was nie. Vroeër, omdat julle nog nie Jesus aangeneem het as Here en Verlosser van julle lewe nie. Vroeër, toe julle nog nie julleself ondergeskik gestel het aan sy autoriteit en sy heerskappy in jou lewe nie. Maar nou, waar julle nou is hy in beheer, en julle verklaar hom as in beheer. Maar nou, moet julle hierdie dinge laat staan. En dan noem hy 'n klomp dinge wat buite wel gesien kan word. Woede, haat, nait en gevloek. En baie keer van hierdie goeie sien jy self nie, maar dis in jou blinde kop. En ander sien, jy doen dit. Vuiltaal moet daar nie uit julle mond kom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Hy sê hierdie goeders moet julle laat staan. Hierdie is alles goed wat God sien en dit is nie sy wil nie. In 1 Petrus 5 dan skryf Petrus, en hy skryf spesifiek aan die leiers van die gemeente, en hy skryf aan die jong manne van die gemeente. En hy noem 'n klomp dinge, en ek ruk terug het ek met 'n klomp mans op 'n kamp oor juis hierdie dinge gepraat. Want is baie keer juis waar dit gebeur. In 1 Petrus 5 dan sê hy, onderwerp julle daarom in nederigheid, jy moet daai woordjie omkring, aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Hier's die eerste ding wat ons baie keer toelaat in ons lewe, is trots en hoogmoed. En as jy nou gedink het, dit is gewoonlik ouens wat hoogmoed het, dink aan iemand, ek wens hy het dit gehoor. Ek dink aan daai persoon. Dit is baie moeilik om dit in die spieël te sien. Moet jy altyd reg wees? Moet almal altyd net vir jou dankie sê oor wat jy gedoen het? En is jy ongelukkig as dit nie gebeur nie? Dis dit. En die oplosmiddel vir dit is, aanbid God. Aanbid God. Kom in sy teenwoordigheid en aanbid hom en maak sy naam groot en besef dat jy is nie groot nie, hy is groot. En maak jouself nederig voor hom sodat hy jou kan verhoog. Lê jou by hom neer en dis die ding wat aanbidding doen, dit laat jou besef hoe groot hy is en hoe klein jy is. En dis hoekom ons dit moet doen, dis wanneer ons saamkom en ons sing saam en ons wil ek jou aanmoedig om hom te aanbid en hom groot te maak. Want hy is dit waardig, hy is die seun van God. Hy is waardig al die eer en al die majesteit. En dit maak dat jy die hoogmoed en die trots in jou lewe doodmaak. Dan gaan hy aan, hy sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Dis die tweede ding wat baie keer 'n invloed het op mense se verhouding is bekommernis en angs. En al wat dit is dat ons wil baie keer net beheer hê. Ons glo God is in beheer, maar ons gaan net so half 'n backplan, 'n agterdeur net oop hou en net so 'n paar dinge werk en 'n plan B, as God dalk nie deurkom. Sien, angs en geloof is baie naby mekaar. Bekommernisse, geloof is dat ek vertrou, want hy sê, sit julle bekommernisse op die Here, werp dit, werp beteken letterlik, gooi dit vir hom. Nie soos wat party ons visvang, jy gooi in die katrol weer in nie. Nee, jy los dit daar, knip die lyn, okay, ek gee dit vir u. Werp julle bekommernisse om, want hy sorg. Dis geloof dat hy sal sorg, nie dat dit afhang van my nie. En weet jy wat is die oplossing vir dit? Bid. In Filippense 4, dan sê Paulus, moet oor niks bekommerd wees nie, maar in plaas van worry, in plaas van stres, in plaas van angs, bid. En dan sê hy, maak julle gebede deur gebed, smeking en danksegging aan God bekend. Ander woord wat hy sê is, hier's wat jy moet doen, in plaas van worry, bid en bid. Elke keer wat daai gevoel kom, is dit 'n herinnering om te bid. En dan gaan hy aan, hy sê, wees nigter, wees wakker. En dit gaan oor hierdie, luiheid en dat jy afstand doen van jou verantwoordelikheid. Sien, ons leef in 'n wêreld wat die hele tyd vir ons wil sê is, gemak is die beste ding. Gemak het 'n afgod geword in ons wêreld. En jy moet alles in jou lewe doen dat dit so maklik as moontlik lê. En elke keer wanneer iets bietjie moeilik is, wanneer jy sekere moeilike ding doen waarvoor jy geroep is. Jy is geroep om 'n jou man te wees in jou huwelik. Jy is geroep om pa te wees in jou huwelik. Jy is geroep om die roeping van God uit te leef, om te gaan en disippels te maak. Jy is geroep, daar's 'n roeping op jou lewe. En elke keer wat dit bietjie moeilik lyk, is jy so half ek gaan dit doen en jy doen afstand van jou verantwoordelikheid.
Of jy is net lui, of jy gee jouself net, of jy medicate net iets wat 'n probleem is, in plaas van om die moeilike werk te doen, en by die Here te gaan sit, en saam met mense te sit, sodat hulle gesond kan word. En in die proses sit jy agteroor, en hoop iemand sal dit seker doen, en jy doen afstand van jou verantwoordelikheid, van jou roeping wat God gegee het. Weet jy wat is die oplossing vir dit? Begin iets doen. Begin dien. Word deel van 'n span, gebruik jou gawes en talente. Dien jou vrou, dien jou kinders. Pieter, maar jy weet nie met wie ek getroud is nie. Dalk doen ek nie. Ek sê nou was iets fout met jou keuse nie. Maar al wat ek sê is dat in die prentjie wat Jesus skep oor sy kerk, is hy die bruidegom en ons is sy bruid. En wie is die probleem in daai verhouding? Nie hy nie, ek en jy. En hy hou aan met dien, en hy hou aan met genade gee, en hy hou aan met liefde gee, en hy hou aan in die rigting beweeg van sy bruid, en te sê, hier's ek is hier vir jou. En Jesus, Paulus sê, dis hoe ons as mans ons vrouens moet lief hê. Dan gaan hy aan, hy sê, julle vyand, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. En ek weet, jy het al hierdie program, party van julle kom uit die wildtuin nou uit, party gaan nog wildtuin toe, en jy het al gesien hoe wat hier gebeur as een of ander kat iets aanval en iets gaan eet. So vir watter bok gaan hulle? Die een wat daar een kan staan, wat geïsoleer is. En ek dink vir mans is dit een van die grootste issues. Ons gaan nou in hierdie tyd en is jag, en party van julle beplan jou jag, en party is dalk op die jagveld alles, en jy kry jou camo klere reg, en dis wat jy dra tydens wanneer jy gaan jag. Maar vir mans is camo nie net iets wat hulle dra nie, is baie keer 'n gesig wat hulle aansit. Ek's fine, ek het dit. Ek het niemand nodig nie. Regtig? Selfs Jesus, die aan vir sy kruisiging, sê vir sy apostels, asseblief, ek is bekommerd en ek is bevrees, kom bid saam met my. Sien, die oplossing van hierdie, is dat jy ander ouens om jou kry, waar jy die masker af en sê, ek is nie fine nie, ek het nie alles by mekaar nie, dit gaan nie so goed in my huwelik nie. Hier is die staf waarmee ek versoek word. Hier is die staf wat ek gedoen het wat verkeerd is. En jy kom uit daai versteek blokkie uit en jy maak dit bekend. En die Bybel sê, bly julle sondes en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Kom ek vra jy vraag, wie bid op die oomblik vir jou spesifiek? En vir wie haal jy die masker af? En sê, hier is wat aangaan my lewe. Kom ons vra wat anders. Vir wie bid jy spesifiek? Vir wie is die persoon vir wie jy bid? Wat aan jou sekere dinge bekend maak, wat jy ondersteun? Verstaan, baie keer so, ek is fine, ek het hierdie, ander mense het jou nodig. Hy gaan verder, hy sê, bly standvastig in die geloof en staan hom te, en moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. Daar's ander ouens wat deur dieselfde goed gaan. Daar's ander ouens wat deur sekere dinge gaan. En binne in die konteks van hierdie brief waarna ons kyk, daar's ander ouens wat versoek word met wat die wêreld sit, met hierdie porneia ding wat die tema is. En niemand weet nie. Dis hierdie versteekte sonde. Dis hierdie ding wat niemand sien nie. En die enigste manier hoe dit gesond kan word is wanneer dit in lig kan kom en wanneer dit kan bely word en wanneer dit voor Jesus neergelê word. En ek saam met ander ouens hierdie pad stap. Dis wat ander ouens. Dis hierdie issue. Dis wat ander ouens nodig. En mans, val ons. As jy nie sulke mense in jou lewe het nie, doen jy dit verkeerd. Sien 'n groep ouens wat saam met jou is soos 'n aftredefonds. Die tyd wat jy aftree, moet jy dit nie begin nie. Dan moes jy dit al lankal begin het. Die tyd wanneer jy nodig het dat ander ouens om jou kom, moes jy al lankal daai verhoudings begin bou het. Nie eers wanneer dit nodig is nie. En kan ek net sê, ek is nie 'n doemprofeet nie, ek wil net sê, life will happen. Want ons lewe in 'n gebroke wêreld. En dan gee Jesus, wil hy ingaan in die oplossing van hierdie probleem. Hy sê, hy praat oor hierdie Esebel, hy sê, en kyk mooi, moenie die hart van God nie mis nie. Hy sê, ek het haar tyd gegee om haar tot bekering te kom. Dus, so, hier is wat jy moet besef, voordat hierdie brief geskryf is, was daar keer op keer, wat Jesus sy vinger op hierdie ding gelê het, en sê, hierdie ding is verkeerd, kom tot bekering, draai weg van hierdie ding af, hierdie ding is nie reg nie, bely jou sondes, hou op met hierdie ding. Hy het dit oor en oor gedoen, en dan kyk jy, maar sy weier, om haar te bekeer van haar porneia.
Sy weier. En as jy gaan hierdie bestudeer, is dit asof die sterker oordeel van God is nie so seer oor wat sy geleer het en al die goed wat verkeerd is nie, alhoewel dit verkeerd is. Sy sterkste oordeel kom oor die feit dat sy weier om haar te bekeer van die sonde wat hy uitgewys het. Hierdie sonde wat versteek is, hierdie onbekende. En hy het sy vinger op dit gelê, die een wat alles sien. En hy sê hierdie ding moet verander. Ek moet klaar maak. En hy sê sy weier. Wat is dit wat die Here sy vinger op jou druk? Hy sê hierdie ding moet verander. Jy moet ophou met hierdie ding. Jy moet hierdie ding bekend maak. Stop hierdie ding. Wat is daai ding? Daar's sekere gedagtes wat by jou opkom. Jy het 'n keuse van of bekering of weier. Sy weier. En Jesus sê, okay, hier's wat gaan gebeur. Ek werp haar op 'n siekbed. Natuurlik 'n siekbed wys na siekte, maar metafories wys dit na lyding. Sy gaan suffer, sy gaan ly. Ek werp haar op 'n siekbed. En ook hulle wat met haar egbreek gepleeg het. Hulle wat egbreek gepleeg het van my, wat hierdie ander lewe geleef het. En dan sê, en dit is wat gaan gebeur. Hulle gaan in die groot verdrukking. En dit kan miskien wys na die groot verdrukking van Openbaring 7, wat bedoel is vir die ongelowiges. As hulle nie van hulle praktyke hier sit weer bekeer. Met ander woorde, hy sê, ek gee julle weer 'n kans. Al hierdie ouens wat daar gevolg het, ek het al 'n paar keer met haar gepraat, maar ek wil met julle ook praat. As julle nie julle bekeer nie, dan gaan hierdie gebeur. Maar miskien wil julle dit nog steeds doen. Hoe lyk dit? Wil julle dit nou doen nie? So ek stuur nou 'n brief vir die kerk, net om dit weer uit te lig, en miskien, hier's weer eens die kans. En moenie die hart van God mis nie, dis wat hy doen. Romeine 2 vers 4 sê, dat dit is sy goedheid wat ons tot bekering bring. Dis omdat hy vir jou lief is, dat hy sy vinger op dit lê en sê, luister, hierdie ding gaan 'n pad volg. Dit is 'n eindbestemming op hierdie, ek wil nie meer daar kom nie, want ek het jou lief. Ek het soveel meer vir jou beplan. Ja, dis dalk onbekend aan jou, wat ek in en deur jou lewe wil doen, maar ek weet, en ek weet waantoe op pad is, en ek is ook bekend aan wat die einde gaan wees, alhoewel dit aan jou onbekend is, en aan almal. En dan gaan net 'n dag kom, dat alles in mekaar val, en uit mekaar uitval, en dan gaan dit bekend wees, en dan is dit 'n gemors. So ek waarsku jou, ek het jou lief. Wil jy jou nie bekeer nie? Wil jy nie weg nie? Wat bekering beteken? Is ek het altyd gedink is reg, en ek verander my gedagtes en stem saam met hom, dis verkeerd. Ek het altyd in hierdie rigting geloop, en Jesus sê, hierdie pad lei iewers heen, en gaan nie, en ek draai terug en ek gaan in 'n ander pad loop. En dan sê hy, en haar kinders, haar volgelinge, sal ek met die dood tref. Dis dieselfde straf wat Agab en Isebel in die Ou Testament gekry het. 70 kinders is dood, as gevolg van hulle sondes. En dan weer eens, hierdie is nie net vir die gemeente nie. Hy sê, laat al die gemeentes daarvan kennis neem, dat dit ek is wat niere en hart deurgrond. Nou dis die 2020 vertaling is bietjie meer direk. Niere dis letterlik die woorde wat daar is. Niere verwys na jou hart, wat ons baie keer sal sien. Dis die senter, die middelpunt van jou morele lewe en van wie jy is. En Jesus sê, ek kan dit sien. Harte wys jou bedoelings, jou emosies, jou gevoelens, jou diepste begeertes. En hy sê, dis aan my bekend. Ek deurgrond dit alles. Ek sien dit alles. En wat hier gaan gebeur, omdat hulle nie bekeer nie, gaan dit wat diep binne is, gaan duidelik bekend raak aan al die gemeentes. Ek gaan elkeen beloon, volgens sy hele daar. As dit goed is, gaan jy beloning volgens dit kry. As dit sleg is, gaan jy jou beloning volgens dit kry. Ek die Here deurgrond. Dis wat Jeremia sê, dis 'n aanhaling van Jeremia. Ek die Here deurgrond en toets hart en verstand. Ek laat die mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen. In die konteks van hierdie gedeelte in Jeremia was ook ouens wat vir ekonomiese redes teen die wil van die Here gegaan het. Net soos hierdie kerk in Thyatira. Dan sê hy, maar vir julle ander in Thyatira, wat nie hierdie leer aanhang nie, met ander daar's 'n paar wat dit nie gedoen het nie, en wat nie die diepere dinge van Satan, soos hulle dit noem, leer ken het nie. Met ander hulle sê, luister, hier's 'n diepere ding, hier's 'n diepere openbaring wat ons vir julle gee. Jesus is nie genoeg nie, ons gaan dieper gaan en verder gaan, en niemand het dit nog bekend gemaak nie. Ons sien dit in ons tyd ook. Hulle het dit nie leer ken nie. Vir hulle sê ek lê nie op julle 'n ander las nie, behalwe net om vas te hou aan wat julle het, totdat ek kom. Hy sê, bly net vas staan, dit gaan erger raak, maar bly vas staan. Aan wie oorwin, en eindtyd vashou aan wat ek sê, en hier's wat hier gebeur is, hy gee eintlik, hy begin 'n aanhaling gee van Psalm 2, 'n Psalm wat 'n vooruitskouing is van die Messias. En hy haal die aan en hy sê, ek sal mag gee oor die nasies,
wat wys dat die Messias is in beheer. Hy sal hulle as 'n herder lei met 'n eysterstaf. 'n Eysterstaf is wat die slegte ouens straf en 'n eysterstaf wat die regte ouens beskerm. En hulle so slypotte stukkend slaan. Soos ek dit van my Vader ontvang het, sal ek aan hom ook die môrester gee, weer eens, want ek is die Messias, sal my gegee, en dan vir almal, laat die wat oor het, luister, na wat die Gees aan die gemeente sê. En wat Jesus vandag vir jou en my wil sê is, as jy oor het, luister, as die Gees sy vinger op dinge in jou lewe druk, luister, as die Here vir jou sondes uitwys en sê, hierdie ding is verkeerd, wil hy sê, luister, jy's besig om op 'n pad te stap, en hierdie pad lyk fine, en dit lyk nice, en dit lyk asof niemand weet nie, maar die eindbestemming van sonde is die dood. En ek het jou lief, en ek wil hê jy moet verander. Sien, miskien sit jy hier vandag en daar's dinge wat bekend is, en as mense iets oor jou moet sê, soos dis 'n wonderlike persoon. Daar's soveel geloof daar. Daar's soveel volharding daar. Hulle dien op soveel plekke. Hulle ken soveel Bybelversies. Alles is so nice. En jy kan sien die groei wat gebeur het. Hoe hulle begin het en waar hulle nou is net meer. Maar daar's dinge in jou lewe wat jy wegsteek, wat nie bekend is. Jy sit jou masker op, jy leef jou lewe, en jy is mislei, dat niemand sal ooit weet nie. Maar iemand weet. En hy sê, die rede hoekom ek my vinger op dit lê vandag, is juis omdat ek jou lief het. Is juis omdat ek in jou, vir jou omgee, en wil hê met die lewe leef, wat ek vir jou bestem het. En omdat ek jou wil gebruik as getuie in hierdie wêreld. Bekeer jou. Draai weg. Jy het nog kans. Die feit dat hy sy vinger op dit lê en nog nie iets gedoen het aan nie, is 'n teken van sy genade in jou lewe. Jy wil nie by die plek kom dat die Here sê, okay, ek los jou handrem. Jy is op jou eie. Jy wil nie daar kom nie. En die ander ding is, daar's dinge wat jy nie weet nie, wat hy sien. En hy sien die potensiaal in jou. En hy sien wat hy kan doen in en deur jou lewe. En hy kan sien wie is aan die ander kant van jou gehoorsaamheid. Wat 'n nasies kan bereik word, wat 'n mense kan bereik word. Wat 'n mense gaan hemel toe gaan as gevolg van jou gehoorsaamheid. En jy wat leef binne in die wil van die Here en mense wat jou voorbeeld sien en daar's 'n egtheid aan dit. Hy weet wat is aan die ander kant en hy weet wat is die beloning wat hy vir jou eendag gaan gee. En hy weet as jy eendag in die hemel kom, wat hy vir jou gaan sê oor hoe jy geleef het. Hy weet dit reeds, jy weet dit nog nie. Ek sluit af met hierdie gedeelte in Hebreërs 12. En die skrywer hier haal eintlik net Spreuke 3 aan. En hy sê, julle het ook vergeet van die woord van aanmoediging. So as jy vandag bietjie voel soos die Here druk sy vinger op jou en dit voel so bietjie tight, hier so hy dit sien, ek moedig jou aan. Dis eintlik aanmoediging. Wat tot julle as kinders van God gerig word, hoor wat staan dan. My kind, jy moet dit nie geringskat as die Here jou dissiplineer nie. Moenie ontmoedig word as hy jou aanspreek nie. Die Here dissiplineer juis mense vir wie hy lief is. Die feit dat hy doen is omdat hy lief is vir jou. En hy het sy lewe aan 'n kruis gegee vir jou, om te bewys hy is lief vir jou. En hy het betaal vir wat nodig is, sodat jy in vryheid kan loop, en sodat jy jou kan bekeer. Hy tig elkeen wat hy as sy kind aanneem. Die vraag is, wat gaan jy doen met dit? Gaan jy dit ignoreer? Of gaan jy jou bekeer? So gaan ons bid. En ons gaan dan sing. Ons roem U naam. Ek wil graag sing. Ek wil U eer, ek wil U hulde bring. Want daar is trou en liefde by U, Heer. En so kom ons sing dit, want hy is waardig om ons eer en ons prys te kry. Maar miskien moet jy hierdie tyd gebruik. En sê, Here, ek is jammer. Vergewe my vir hierdie ding. Dit stop vandag. Vandag is die einde. Ek volg U. Is 'n deel van hoekom ons hande oplig? Soms sê ek gee oor. Soms sê ouens skelm jaag, wat doen die polisie? Hande op. Okay. Okay, Here, U het my.
ek gee oor. En dis ook 'n teken van dat ek lê myself neer. U is in beheer. Dis ook 'n teken van oorwinning. Toe Bafana 'n goal geskor het, ja. As die rugby wen, ja. Here, U het oorwin. En in U is daar vryheid, en in U is daar lewe. Dankie dat ek U kan ken. So Here, ek eer U en ek prys U vir U goedheid, vir U liefde, en dat U 'n God is wat getrou is. Dankie dat in U liefde en in U goedheid lê U vinger deur die Gees op dinge in ons lewe. En U weet wat dit is wat U wys vir elkeen wat vandag hierdie boodskap hoor. Daar's niks wat vir U onbekend is nie. En U weet waar die pad gaan eindig. En so Here, ek kom vra. Ek kom vra dat U sal aanhou wys. Hier is die pad, gaan hierheen. Bly weg van daai. Ek bid vir elkeen, Here, wat iets ervaar wat hulle moet bely, dat hulle dit sal doen in hierdie oomblik. Dat dit 'n dringendheid sal wees. Dat hulle nie sal weggaan sonder dat dit gebeur het nie. Juis omdat U God is. Juis omdat U in beheer is. Juis omdat U die Seun van die lewende God is. U is die Here van Here en die Koning van konings. U is die naam bo alle name. Aan U is behoort al die mag en al die gesag tot in alle ewigheid. U is die ridder op die wit perd. Dis U wie se oë vlam soos vuur en wie uit sy mond 'n swaard kom. Voete van gloeiende koper. Die oorwinnaar. En ons lê ons lewe voor U neer. Ons roem U naam. Ons wil graag sing tot U. In Jesus naam.